Goeiedag. Plaas jouself in Josef se skoene. Jy maak gereed om te trou en jou verloofde, met wie jy nog nooit fisies intiem was nie, kondig aan sy is swanger en sy beweer God is die Vader. Jy kan die seer verstaan. Jy kan die teleurstelling verstaan. Josef het gevoel sy enigste uitweg was om die verhouding te verbreek. Dit was beslis een van sy donkerste dae. Maar raai wat? Dit was ook een van sy helderste. Jou mees diepgaande en intieme ervarings van aanbidding sal waarskynlik in jou donkerste dae plaasvind. Wanneer jou hart gebreek is, wanneer jy verlate voel, wanneer jy uit opsies is, wanneer die pyn groot is en wanneer jy dan na God draai. Want God sal opdag, elke liewe keer. Miskien is jy ook in 'n moeilike situasie hierdie Kersseisoen wat onoorkombaar lyk. Maar doen wat Josef gedoen het en verander jou fokus. God kon Jesus in hierdie wêreld gebring het sonder Josef. God kon 'n ander man vir Maria gereël het. Maar God het Josef gekies om deel te wees van die grootste verhaal wat ooit vertel is. Josef se planne het dramaties verander toe hy sy fokus verskuif het. Hy het 'n engel gesien wat God se plan in 'n droom geopenbaar het. Matteus 1 vers 20 sê, terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. In plaas daarvan om op sy probleem te fokus, het Josef God se plan oorweeg en toe gedoen soos die engel vir hom gesê het. Die geskiedenis was sedertdien nooit weer dieselfde nie. Ons lewens was nooit dieselfde nie. Soos Josef mag jy ook vasgevang wees. Jy sien nie uitweg dalk nie, maar God gaan jou nie in jou teleurstelling en jou gevoel van hopeloosheid verlaat nie. Fokus op God se plan. Luister na wat hy oor jou situasie te sê het en vertrou hom om dit deur te voer. Die Bybel beloof, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Kies om God met jou teleurstellings hierdie Kersseisoen te vertrou. Wat verras jou die meeste oor Josef se reaksie op Maria se swangerskap? En wat is die grootste teleurstelling wat jy dalk tans ervaar? Is daar iets wat jou keer om vandag op God te vertrou met jou teleurstelling? En onthou, moenie opgee nie, kyk op. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, soms laat ons toe dat ons teleurstellings ons onderkry. Help vir ons om weg te kyk daarvan en op te kyk en u plan vir ons lewe raak te sien, sodat ons weer kan opstaan en deel word van daardie plan. In Jesus se naam. Amen.